Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenking tyd. Lekker is 'n voorreg dat jy saam is. Ons is besig, ons is uit Pinksteruit. Ek hanteer die woord koffie, hoe jy elke oggend een kan kom, come away, open up, forgive, figure out your fire, evaluate your day, en dan die laaste engage met power en energy terug in jou lewe in. Nou, ek het sê hierdie week sal ek met jou die woordjie 4 hanteer. Die skrif daarvoor is Romeine 12 vers 11. Hoor wat sê hy? Sê, moenie vir een oomblik verslap in julle diens aan die Here nie. Nee, laat die Gees julle met sy krag aan die brand steek, sodat julle voluit vir God kan leef. Dien die Here met oorgawe. Kan ek begin en sê, hierdie versie kan baie skuldgevoel bring. Oor net daai woorde, moenie vir een oomblik verslap in die diens. Voel jy skuldig, dat jy nie altyd voluit vir die Here leef nie? Ek doen. Dien die Here met oorgawe. Voel jy skuldig, dat jy nie altyd die Here voluit aan die brand met oorgawe dien nie? Ek doen, maar in die middel gee hy vir ons die antwoord van hoe doen jy dit? Hy sê, nee, laat die Gees julle met sy krag aan die brand steek. So hy sê, ons moet voluit vir die Here leef, ons moet aan die brand wees, ons moet liefdevol wees, ons moet die lewe 'n beter plek maak, ons moet. Maar jy gaan dit nie reg kry in jou eie krag nie. Hoe gaan jy dit reg kry? Laat die Gees jou aan die brand steek. Leef met vuur. So, daai laat die Gees doen, dit beteken, gee spasie, gee tyd, hy 'n plek, 'n tyd, 'n atmosfeer, laat die Gees doen wat die Gees wil doen, kan doen, moet doen, gaan doen in jou lewe. En dis wat ons doen elke oggend. Elke oggend is 'n tyd van laat. Laat die Gees my aan die brand steek. Here, ek kom weg, ek maak oop, ek vergewe, ek doen hierdie oggendoefening en ek create hierdie spasie sodat U kan doen wat U wil doen. Hoor mooi, die Here wil. Laasweek het ons sien Jakobus 4 vers 8, nader tot God en hy sal tot jou nader. Hy wil jou aan die brand steek, maar jy moet hom laat. So dis wat ons gaan doen hierdie week. Ons gaan net sê, Here, steek my in die brand. Hier is dit. Ek laat dit gebeur. Ek gee toestemming daarvoor. Ek vra dit, ek soek dit, ek begeer dit en ek gee toestemming daarvoor. Kom ons doen dit nou in ons gebed. Hemelse Vader, hierdie week is dit ons woord, ons toestemming, ons laat dit met ons gebeur. Dankie Here dat ek nie U hoef te oortuig nie. Ek hoef nie op en af te spring en te smeek nie. Ek dink aan Elia, die profeet van vuur. Toe hy op die berg Karmel gebid het. Die Baal-profete het gesmeek, hulle self gesny, hulle het te kere gegaan en gesmeek vir vuur en niks het gebeur nie. Elia het net gebid, almagtige God, wees wie U is. Ons laat U net toe om te wees wie U is. En U sal vuur in ons binneste aan die brand steek. U sal dit net laat gebeur, want dis wie U is. U is krag, U is lewe, U is energie, U is liefde, U is geloof, U is dit. So ons kom net uit die pad uit en sê, wees U net U in my lewe, en die vuur sal brand. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Dankie liewe vriende, laat God wees in jou lewe. Sien jou môre. Trots geborg deur Evergreen Turf.